Wat my aanbetref en wat SBB aanbetref, was 30 Junie nie 'n gevegsaanduiding nie. Was te goed georganiseer, te beheers. Daar was dus baie geld agter March and March. Ons kon duidelik sien dat die normale woede van ontevrede inwoners afwesig was in Maart toe Maart. As ons na die doela kyk, ons weet die doela word 100% gefinansier uit blanke ondersteuningsgroepe uit, ook goed onder beheer gehou word. Nie een van hierdie pogings was werklik party of vakbond geaffilieer nie. As ons dan gaan kyk na internasionale aksies, en ons kyk net na die FSA, die Verenigde State van Amerika, se Central Intelligence Agency of dan die CIA, was daar geen reiswaarskuwings uitgereik deur Amerika, deur hulle departement van buitelandse sake of dan die ambassade in Suid-Afrika mense gewaarsku teen 30 Junie nie. Inteendeel, die FSA het hierdie Afrikaner immigrante wat oorbeweeg na Amerika, hulle afsprake was geskeduleer op die 30ste Junie. Geen internasionale regering of inligtingdienste het enige waarskuwings oor 30 Junie uitgereik nie. Die afleidings wat ons kan maak, hierdie was 'n phishing operasie. Nou wat is phishing? Dis waar hulle kyk wie reageer. So elkeen wat 'n boodskap aanstuur, uitstuur oor die gevaar van 30 Junie, het hulle self nou op die voorgrond geplaas. Dit sê vir jou dat die mense wat gepraat het oningelig gepraat. Die van julle wat my kanaal volg sal weet dat ek al reeds geruime tyd gesê het dat daar op 30 Junie niks sal gebeur nie en niks noemenswaardig het gebeur nie. So ek beskou hierdie as 'n groot phishing operasie om uit te vind wie is die mense wat die stories versprei, wie stuur dit aan. Die vraag is dan, was 30 Junie suksesvol? Ja, hy was suksesvol vir March to March vir die doele, want hulle het hulle doelwitte tot 'n baie groot mate bereik. Hulle het vrees onder die buitelanders geskep. Die buitelanders het by die 10.000 uit Suid-Afrika uit pad gegee. En dan die vraag, was 30 Junie se doel om wanorde en chaos te saai? Nee, veel eerder om die waters te toets en die publiek se reaksies te toets, om jou reaksie te toets. Dit bewys dat SBB se vooraf ontledings en voorspellings was korrek, dat ons het korrek voorsien dat daar op 30 Junie niks gaan plaasvind nie. Op die ou einde van die dag ontleed ons alle inligting, sal ons mense korrek kan adviseer en sorg dat die korrekte aksies in plek is vir die dag wanneer dit inderdaad werklik nodig is.